Ek groet jou in die wonderlike naam van Jesus Christus. Welkom by ons laaste lesing in ons reeks van die vrug van die Gees. En so by die laaste lesing wil ek julle tog net weer daaraan herinner. Hierdie is enkele gedagtes oor die vrug van die Gees. Daar is nog so baie om daaroor te sê. Ons kan eintlik in elkeen van hierdie karaktereienskappe nog dieper ingaan en nog 'n dieper studie gaan maak. En om net 'n bietjie agtergrond te gee hoe ons hierby uitgekom het, in lesing 1 het ons gesien dat die vrug van die Gees is nie uit onsself nie, maar dit is 'n vrug van die Heilige Gees. En hierdie een enkele vrug van die Heilige Gees bestaan uit 9 karaktereienskappe. En hierdie karaktereienskappe is die Heilige Gees wat perfek en volledig is. En ons weet, ons kan niks daaraan doen om dit te verbeter nie, maar ons is die boom waaraan hierdie vrug hang. En ons kan iets soos 'n tuinier, kan ons aan die boom gaan doen om beter vrug te dra en om elke jaar te verseker dat die oes nutriënte kry, genoeg water kry, sodat die oes kan groei en beter kan wees. So daarom het ons in lesing 2 gaan kyk na God se ontwerp van 'n boom in die natuur, en ons het 'n parallel daarmee getref van hoe dit op ons funksioneer en hoe ons op soortgelyke wyse ons boom kan versorg, sodat ons beter vrug kan dra. En ons weet natuurlik dan nou ook, dat nie een seisoen is dieselfde nie. Elke seisoen is uniek. Vir ons wat hier in die boerdery is, in die landboubedryf, en ons is net graanboere, ek dink as ons 'n vrugteboer gehad het, of 'n wingerdboer, sou hulle vir ons hierdie lesing baie beter kon aanbied as ek. Maar vir ons wat in die graanboerdery is, sien ons elke jaar, dis dieselfde grond, dis dieselfde area, ons koop by dieselfde maatskappy saad, maar elke jaar is uniek. Daar is nie een oes wat dieselfde is nie, want dit reën op verskillende tye, die son skyn op verskillende tye. Die elemente in die natuur is nooit ooit dieselfde nie. En so is die oes, die vrug van die Gees in ons lewens, ook nooit dieselfde nie, want ons leef in 'n gebroke wêreld waar die faktore wisselend is en waar ons as die mens groei. So in hierdie laaste lesing gaan ons vir onsself die vraag vra, soos julle hier op die skerm kan sien. Hoe behou ons die vrug? As daar dan wel vrug is wat gedra word, en wat kan ons doen? Hoe groei ons hierdie vrug? En daar's 2 baie belangrike elemente. Daar's nog sekerlik soveel meer waarna jy kan gaan kyk. En hierdie 2 belangrike elemente is jou verhouding in die drie-eenheid. En daarna ook, wat gebeur met jou in die wêreld? Want hierdie boom van jou, hierdie geestelike boom van jou, leef en dra vrug hier in hierdie gebrokene, uitdagende wêreld. So voor ek dan vir ons bid, wil ek net vir elkeen dankie sê dat julle na al die lesings geluister het en dat julle gekom het tot hier. Mag die Heilige Gees julle seën. Kom ek bid vir ons saam. Vader, ek kom vandag in die naam van Jesus. Here, ek loof en prys U vir U goedheid en U genade en U liefde in ons lewe. Dankie vir hierdie onderwerp wat U oor ons pad gebring het. Heilige Gees, ons weet U is oneindig. Daarom sal ons nooit ooit genoeg van die vrug van die Gees kan dra nie. Maar die wonderlike is, Here, dankie dat ons net in ons verhouding met U kan groei. Dat ons nie hoef te fokus op vrug dra nie, maar dat ons kan fokus om U lief te hê. En dit sal net vloei. Help ons daarin, Here, en kom deur U Gees en U woord, ook in hierdie laaste lesing, en breek dit vir ons oop, in die naam van Jesus. Amen en amen. Soos ek dan gesê het, is hier 2 afdelings waarna ons gaan kyk. Die eerste afdeling is jou groei met jou verhouding met die drie-eenheid. En dit is so belangrik dat ons nie op 'n plek sal wees waar ons tevrede is, ons is gered en daar bly ons nie. So ons verhouding met die drie-eenheid moet groei. God is daar in sy volledigheid, maar ons vermoë om met hom in verhouding te wees, dit groei. Om hom te beleef, om hom te leer ken, en hoe die Here ons ook skoonmaak en genees van goed in ons lewe, wat maak
dat daar hindernisse in ons verhouding is. En ek weet, in die begin van die lesing het ons gesê, dit is die vrug van die Heilige Gees. Maar omdat die Heilige Gees in die drie eenheid bestaan, moet ons gaan kyk net baie kortliks na die rol van God die Vader, God die Seun en dan natuurlik God die Heilige Gees in die proses van vrug dra. So eerstens, wanneer ons gaan kyk na die rol van God die Vader, dan sien ons dit is baie belangrik, dat ons met God die Vader in vennootskap sal wees, wanneer dit kom by vrug dra. Punt 1 is, jy moet jou onderwerp aan die alwetende landbouer. Johannes 15 vers 1 sê vir ons natuurlik, daar sê die Here Jesus, dit is sy Vader wat die landbouer is. Die Here Jesus is die ware wingerdstok, ons is binne in hom geplant, maar die Vader is die landbouer. En hierdie landbouer het 'n plan, het 'n tuinbouplan met hierdie bome in sy boord. Hy is die argitek, hy is die ontwerper en daarom is dit so belangrik dat ons sal groei in ons verhouding met hom, dat hy ons vernoot sal wees, en ek sê vernoot met verskriklik baie respek, dat jy saam met hom sal werk in hierdie proses van vrug dra. En hoe groei ons met die Vader? Hierdie is natuurlik so wyd en so groot, ons kan 'n hele reeks daaroor doen. Maar in jou verhouding van groei met die Vader impliseer dit die volgende. Die eerste is, in hierdie proses van vrug dra, moet jy kyk deur sy oë. Jy moet bewus wees, ons het beperkte insig, en jy is afhanklik van hom, en partykeer is goed vir ons 'n uitdaging, en is goed vir ons baie moeilik, en dan moet jy hom vra dat deur die werking van die Heilige Gees, jy sal kyk na deur sy oë. Partykeer voel ons, waar is die Here in ons lewens? Hoekom help hy ons nie uit nie? Hoekom is ons in hierdie situasie wat ons so verskriklik uitdaag? En dan is dit in daai oomblikke wat ons moet vertrou, en dat ons vir die Here moet vra, wys ons hoe sien hy dit. 'n volgende punt is, moenie rebelleer as hy jou snoei nie. Romeine 8:28 sê, alles werk ten goeie mee vir die wat die Here lief het. En hier is die sleutel in die verhouding met die Vader, die liefde. Dis hierdie kindskapverhouding. Jy moet hom lief hê met jou hele hart. Dit moet 'n liefdesverhouding wees. Nie 'n wettiese verhouding nie, nie 'n verdienste verhouding nie. Die oomblik as jy in hierdie werklike kindskap liefdesverhouding met hom is, as jy weet, jy is sy kind, en hy sal jou soos 'n liefdevolle vader vat in die rigting en in die plek waar hy weet vir jou die beste is, dan uit hierdie liefdesverhouding sal jy ook vrug dra tot jou naaste. Dit sal vloei na jou naaste, soos Markus 12 vers 30 en 31 vir ons daar op die skerm sê. Dan 'n belangrike punt is, jy moet hom leer ken. En hoe leer ken ons die Vader? Die woord is die openbaring van wie hy is. En daarom moet ons tyd spandeer in die woord. En hier kan ons so baie oor sê, maar baie keer sal mense sê, maar hulle beleef nie God die Vader nie, hulle ken hom nie, hulle weet nie hoe hy werk nie. En dan sal ek vra, wat is jou verhouding met die woord? Lees jy jou Bybel? So die woord van die Here is 'n openbaring van wie hy is. Dan laastens en die heel belangrikste is, soek sy wil. En as jy sy wil vind, wees gehoorsaam. Die tweede in die drie eenheid is dan natuurlik die Here Jesus. En hier is die maklikste element om op te fokus, maklik weer eens in aanhalingstekens. Ons het 'n reeks gedoen oor disippelskap verlede jaar, maar in die verhouding met die Here Jesus, om vrug te kan dra, moet ons 'n volgeling of 'n disipel wees van Jesus Christus. Ons moet nie net 'n geredde wees van Jesus Christus nie. Ons moet nie net die produk wees van sy redding nie. Ons moet werklik waar daarna groei in 'n verhouding waar ons sy volgeling en sy disipel is. Die oomblik as ons dit doen, dan dra ons vrug. Die belangrikste deel daarvan is natuurlik, begin reg. Kolossense 1 vers 4 sê vir ons so mooi, omdat ons gehoor het
van julle geloof in Christus Jesus en julle liefde tot al die heiliges, vanweë die hoop wat in julle weggelê is in die hemele, waarvan julle vroeër gehoor het deur die woord van die waarheid van die evangelie, wat julle sowel as die hele wêreld bereik het. En dit dra vrug. Hierdie evangelie dra vrug in jou lewe. So jy gaan nie 'n volgeling van Jesus Christus kan wees nie as jy nie reg begin het nie. Jy moet deur wedergeboorte gered word deur die Here Jesus en daardeur word jy geplant in die ware wingerdstok. Daar is net nie een ander manier nie, net deur die werk van Jesus Christus vir jou te aanvaar deur die proses van wedergeboorte. Dan die volgende punt wat daar vir my ook baie belangrik is Jesus roep nie sy disippels Jesus roep nie sy disippels om vrug te dra nie. Jesus roep sy disippels in disippelskap in. Hy kom nie na hulle toe en hy gee hulle opdrag en hy sê vir hulle, kom ek gee julle opdrag dra vrug nie. Nee, hy roep hulle om naby aan hom te leef. Hy roep hulle om 'n pad saam met hom te stap. Hy roep hulle om sy volgelinge te wees, om te sien en te hoor en te beleef wat hy elke dag doen. En dan vra hy hulle, volg my, doen wat ek doen. So hy roep nie sy disippels in vrug dra in nie. Hy roep hulle in disippelskap in. En as ons in disippelskap ingroei in ons verhouding met die Here Jesus Christus, dan sal vrug dra uit dit uitvloei. Weet julle, dit klink dalk vir julle dom dat ek so iets sê, maar daar is so baie Christene wat net gered is, maar nooit ooit volgelinge of disippels word van Jesus Christus nie. Die tweede punt wat vir my dan ook daar baie belangrik is, ons moet dieselfde gesindheid hê as Jesus. En hy het die gesindheid gehad van diensbaarheid. Jesus het gedien en uit hierdie diensbaarheid dra hy vrug. Galasiërs 5, wat ons skrifgedeelte hierop was, waarop ons die reeks gegrond het, vers 13 sê vir ons so duidelik, want julle is tot vryheid geroep, broeders, gebruik nie net julle vryheid as 'n aanleiding vir die vlees nie, maar gebruik julle vryheid om mekaar te dien in liefde. So net omdat die Here Jesus vir ons hierdie prys betaal het, beteken dit nie ons kan maak wat ons wil nie. Hierdie vryheid moet ons dien om deur die liefde gedring te word, om werklik waar ons naaste liefde hê, soos onsself, en dan sal die vrug van die Gees uit dit uitvloei. Die volgende punt wat belangrik is ons moet werklik waar nederig wees, soos wat hy nederig was. Sonder 'n nederige gees gaan jy nie in staat wees om vrug te dra nie. En dan natuurlik, as jy hierdie pad loop en jy's wedergebore en jy dien die Here, jy het hom lief met jou hele hart, fokus om in die ware wingerdstok te bly. Jeremia 11 vers 19 sê vir ons so duidelik dat ons moet versigtig wees dat die boom met sy vrugte nie verwoes word nie. Ons kan so maklik in dwaalleer beland, ons kan so maklik afdwaal, en dan raak ons naderhand gegrond in so baie ander Christelike goed, en ons is nie meer gegrond in die ware wingerdstok nie. Maak nie saak in hoe wonderlike kerk ons is nie, maak nie saak in hoe wonderlike lering jy is nie, of waar jy ook al is nie, nooit ooit kan ons dieper gegrond wees in leerstellings nie. En ek wil julle hier waarsku, daar's wonderlike, korrekte, teologiese, geestelike leerstellings, maar dit gebeur so baie in die kerkwêreld, dat mense leerstellings begin aanbid. Dit het ek al so baie gesien, dat mense hand en tand veg vir leerstellings, en hulle verloor die liefde, en hulle word gegrond in 'n leerstelling, wat gegrond is op die woord, in plaas daarvan dat hulle in die ware wingerdstok gegrond is. So wees versigtig, dat jy altyd gefokus sal bly, dat jy in die ware wingerdstok gegrond sal bly. Sonder dit gaan jy nie vrug dra nie. Die oomblik as jy in godsdiens verval, die oomblik as jy daarin verval om geestelike leiers te aanbid, mense wat dalk lering gee, mense wat in bediening staan, en jy
ekskuus nou die Afrikaanse woord is nou weg, jy replace die ware wingerdstok met daardie persone. Al is daardie persone hoe wonderlik en al is hulle bediening hoe wonderlik, dan is jy uit die ware wingerdstok uit. Dan dra jy nie meer vrug soos wat die Here bedoel het nie. Dan punt 3, en dis eintlik so 'n halwe opsomming van wat ons deur die reeks gedoen het en net so baie vinnig, ek wil nie te veel herhaal nie, is dan in ons verhouding met die Heilige Gees. Ons weet die vrug van die Gees vloei uit ons verhouding met die Heilige Gees. En soos ek in die begin gesê het, jy gaan nie fokus op vrug dra nie, jy gaan fokus op jou verhouding met die Heilige Gees. En daar is daardie sleutelwoorde daar op die skerm vir ons gemerk. Wandel in die Gees, met ander woorde, leef daarin. Laat toe dat hy jou lei en laastens bly in daardie posisie. So met ander woorde, die eerste punt wat daar belangrik is daai Galasiërs 5 vers 16, leef in 'n verhouding met die Heilige Gees. En nie net enige verhouding nie, met hom in 'n verhouding as jou vriend, as jou raadgewer. Johannes 14 vers 26 sê vir ons, die Engels sê dit so mooi, hy sê our counselor, né? So laat toe dat hy jou lei. Weet julle, in 'n regsproses, as jy 'n dieradvokaat of 'n prokureur kry wat jou in die hof gaan verteenwoordig, dan gaan jy tog luister wat hulle vir jou sê om te doen. En so is die Heilige Gees ook. Hy is ons counselor in hierdie lewe. So luister vir hom, doen wat hy jou inlei. Die volgende punt wat belangrik is jy moet daarin leef. Hoe meer jy daarin leef, hoe meer sal jy groei na 'n plek toe wat God vir jou voorberei het. En weliswaar in hierdie groeiproses weet ons, daar sal allerhande uitskietertakke ontwikkel wat dalk bietjie uit posisie uitgroei, maar sonder aktiwiteit gaan daar ook nie groei wees. En jy moenie bekommerd wees daaroor nie. Die Here sal kom, in liefde sal die Heilige Gees jou daarop wys, die Here sal jou snoei, die woord sal jou lei en rig, sodat jy nie buite die plek gaan waar God jou wil hê nie. Maar groei moet die boom groei. En groei sal hy groei soos God dit beplan het, want Efesiërs 2 vers 10 hier op die skerm sê vir ons, dat hierdie goeie werke, hierdie vrugdra werke, en alles wat daarby ook ingesluit is dit waarin ons wandel. God het dit vir ons voorberei, en hy sal ons altyd snoei in 'n rigting in, of ons vat in 'n rigting in, waar ons op daai plek sal uitkom. Dan die volgende punt wat vir my ook natuurlik uitstaan is, bly in die Gees, nie in die vlees nie. Galasiërs 5 vers 24 sê vir ons so duidelik, as ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. Maar as ons in die vlees is, sal ons in die vlees wandel. So ons het so baie daaroor gesê deur die reeks, ek wil nie weer dit herhaal nie. Laastens, fokus op jou verhouding met hom, moenie fokus op vrug dra. En in die oomblik as jy begin fokus op jou vermoë om vrug te dra, soos ek al reeds vir julle gesê het, en ons haal ons oë af van die Heilige Gees af, dan gaan ons in op 'n plek waar ons op ons menslikheid begin vertrou, want jou oë draai na jouself toe, in plaas van na die Heilige Gees toe. So dit is dan die eerste afdeling, groei in jou verhouding met die drie eenheid. Dan in die tweede afdeling is die versorging van die tuin, en dit gebeur in hierdie wêreld hier rondom ons, die versorging van jou boord, hierdie plek waar jy vrug dra. Ek wil dit so bietjie wyeer vat as net jou boom. So dis is hoekom ek dit hier genoem het, die tuin, met ander woorde die omgewing waarin jy jou bevind. Die eerste en die baie belangrike element is, jy moet bewus daarvan wees, daar sal altyd in hierdie lewe vuilgoed kom, peste en plaae wees, wat die boom en veral die vrugte aanval. Ons moet weet, daar sal altyd versoekings wees, en elke seisoen gaan sy eie uitdagings hê, na gelang van soveel wisselende faktore, né? Hier in die boerdery weet ons, dat nie een jaar is dieselfde nie. My skoonpa, wat al oorlede is, en wat geboer het vandat hy 15 jaar oud is, wat hier groot geword het, waar ek woon vandag, het altyd gesê, die jaar wat 'n boer dink, hy weet nou alles, is die jaar waarin hy baie groot moeilikheid gaan kry.
En dit is die realiteit van die gebroke wêreld waarin ons leef. Ons gaan altyd uitdagings hê. Ons gaan nooit op 'n plek van perfektheid uitkom nie. Versoeking sal daar altyd wees. Want jy sien, Satan se fokus is die vrug, né? Daarom moet ons die vrug beskerm. Want die vrug is die openbaring van die karakter van die boom wat gewortel is in die ware wingerdstok. En hieraan word die boom erken, Matteus 7 vers 16 tot 20. Aan die vrug, aan hierdie vrug word God die Vader en die Verlosser geopenbaar. Daarom is Satan nie gepla as jy 'n pragtige boom is nie. Jy kan 'n vreeslike mooi, suurlike boom wees. Jy weet, hier in ons tuine het ons baie bome wat net vir versiering daar is, maar hulle dra geen vrugte nie. So Satan is agter die vrug aan en ons moet 'n bewustheid hê dat daar peste in plaas sal kom en ons sal hierdie peste in plaas van die vrugte af moet weghou. En daarvoor moet ons dus waak en bid. 1 Petrus 5 vers 8 sê, wees nugter en waaksaam. So baie keer sal mense of Christene in vreeslike selfbejammering verval oor goed wat met hulle gebeur het. En hulle sal so half verwytend oor die Here praat. En dan vra ek altyd, was jy nugter en was jy waaksaam? As jy terugkyk met oor dit wat met jou gebeur het, kon jy daardie situasie vermy het? En weet julle, 9 uit die 10 keer is die antwoord ja. Natuurlik soms bekruip die Satan ons, dis nie altyd so nie, maar die meeste van die tyd kon ons dit vermy het as ons nugter was en waaksaam gewees het. Want dis die realiteit, Satan loop rond soos 'n brullende leeu op soek na 'n prooi om te verslind. Die tweede aspek wat belangrik is, weet dat die uitdagings altyd groter sal word. Matteus 24 vers 12 sê, en omdat die ongeregtigheid vermeerder, sal die liefde van die meeste mense afkoel. Dit is 'n realiteit, dat soos die wêreld aangaan, die uitdagings groter en groter sal word. Veral as jy vrug dra. As jy hierdie jaar baie vrug gedra het, dan moet jy weet, die tuinier verwag volgende jaar, jy gaan weer dieselfde vrug dra, en dalk 'n bietjie beter moet doen. Dan die laaste punt, wees bereid om op te offer. Wees bereid om te ly, Matteus 16 vers 24 en 1 Korintiërs 10 vers 13. As ons op daai plek is waar ons klaar daardie gesindheid het, dan hanteer ons dit, wanneer die uitdagings oor ons pad kom, heeltemal anders as wanneer ons rebelleer daarteen. Dan is ons klaar op 'n plek waar ons 'n verwagting het, dat uit hierdie lyding gaan die Here kom, en die Here gaan iets positiefs en iets goeds daaruit haal. Dan die tweede punt is, trek die vuil goed uit. Dis so belangrik, hierdie prentjie hier op die skerm is 'n wingerd wat vuil is. En ons het 'n verantwoordelikheid om die vuil goed in ons lewe uit te trek. En oor hierdie onderwerp kan ons nou so baie sê. Jy het 'n verantwoordelikheid om te vergewe. Jy het 'n verantwoordelikheid om verhoudings wat nie binne die wil van die Here is nie, om uit daai verhoudings uit weg te stap as dit nie die plan van die Here is nie. Jy het 'n verantwoordelikheid om keuses te maak. Jy het 'n verantwoordelikheid vir genesing en herstel. Jy kan nie net op 'n plek wees waar jy vir ewig in selfbejammering is oor jouself vir wat met jou gebeur het nie. So jy moet die vuil goed gaan uittrek. Waarom? Want hierdie vuil goed gebruik die hulpbronne op wat hierdie boom nodig het, hierdie water en hierdie nutriënte in die grond, wat hierdie boom nodig het om vrug te dra. So, baie keer is hierdie negatiewe goed wat in ons lewens is, gebruik al ons geestelike energie op, en dit bring ons op 'n plek waar ons geen energie oor het om vrug te dra nie. Jy sal byvoorbeeld, as 'n goeie voorbeeld is die karaktereienskap van geduld, die vrug van geduld. Jy sal byvoorbeeld geduldig wees met iemand wat buite die plan van God is, wat sy hart verhard, wat aanhou en aanhou met dieselfde ongehoorsaamheid aan die Here. In die bevryding bediening kry ons dit baie keer, of in die beradingsbediening,
as jong kind van die Here in die bevrydingsbediening, was ek baie keer op 'n plek waar ek ongelooflik baie tyd spandeer het aan mense wat jy bid vir hulle en 'n maand later kom hulle terug en hulle dieselfde ding net oorgedoen. En dan 2 maande later en dan bid jy weer en dan kom doen hulle dit net weer. So ons moet op 'n plek wees waar ons werklik waar nie ons hulpbronne en ons tyd spandeer aan plekke waar die Here ons nie wil hê nie. En definitief daarom moet ons hierdie vuil goed dan onder ons boom uittrek. Ons moet dit stop, want dit tap ons energie. En die tweede element is ook, dit gee 'n broeiplek aan die goggas wat die vrugte eet. Onder hierdie, Matteus 13 vers 26 sê vir ons so mooi, hierdie onkruid gee 'n broeiplek vir allerhande pestilensies, wat dan as dit tyd word dat die boom die vrugte dra, dan kom die goggatjies daar uit en dan verwoes hulle hierdie vrug. En dan die laaste punt 3 wat baie belangrik is groei en ontwikkeling. Ons moet bewus wees daarvan dat 'n boom moet groei. En daar's nie een enkele boom wat perfek groei in al die rigtings nie, né? Alle bome het snoei nodig. Maar die belangrike is, 'n boom moet groei. So sonder aktiwiteit is daar nie groei nie. Ons moet nie so bang wees vir die foute wat ons gaan maak nie, dat ons nie bereid is om te groei nie. So daar moet geestelike aktiwiteite wees. Julle weet, baie keer sal iemand vir my sê, hoe weet hulle dat 'n profetiese woord wat hulle vir iemand anders gee, waar is of nie? Jy gaan dit net weet as jy dit gaan bedien. En daardeur sê ek nie, ons moet onverantwoordelik wees en valse profetiese woord gee nie. Jy kan altyd vir daardie persoon sê, dis die eerste keer wat ek dit doen, ek vra, gaan kry 'n bevestiging van die Here, wat ek vir jou nou dan sê. So, as jy dit nie gewaag het om dit vir die eerste keer te doen nie, dan sou daar niks gewees het wat groei veroorsaak het en wat jy aan gesnoei is nie. Elke jaar, na elke reeks, hier by die woordskool, herevalueer ek, vra ek weer, Here, wys my, wat doen ek verkeerd, waar moet ek verander? Na elke preek, vra ek vir my huisgesin, wat is julle kommentaar, sê vir my, want ek weet, hulle is lief vir my, en hulle kommentaar gaan objektief wees. Mens moet versigtig wees, party mense gaan ek nie vra nie, want hulle sal nooit iets positiefs sien nie, ander is te lief vir my, hulle sal nooit iets negatiefs dalk sê nie, né? So, dit is deel van groei. Ons gaan foute maak, hoe sal ons dan enigstens geestelike aktiwiteit hê waaraan gesnoei kan word as ons passief is. En dit is waar die wille takke ontstaan. En Judas 1 vers 2 sê vir ons baie duidelik, mag barmhartigheid en vrede en liefde vir julle vermenigvuldig word. So die Here beplan dat dit wat in ons is, moet vermenigvuldig. Die volgende een, 3.2, is groei het voeding nodig. En hier is 2 Timoteus 3 vers 16 wat hier op die skerm is, so belangrik. Sonder hierdie groei, sonder die woord van die Here, is daar nie groei in ons lewens nie. Ek wil dit so baie beklemtoon. Baie keer sien ek onder kinders van die Here, hulle wil net emosionele en geestelike belewennisse hê. Hulle wil net die werking van die Heilige Gees hê. En daardeur sê ek nie, dit moenie daar wees nie. Maar hoe gaan ons weet, waaraan meet ons die werking van die Heilige Gees, as ons nie die fondasie van die woord het nie? So daarom vir hierdie groei en ontwikkeling, het ons die woord van die Here nodig. Ons moet kennis kry uit die woord. En hierdie kennis is nie vir redding nie, dis vir groei en vir verdieping, want dit is die genade van Jesus Christus wat jou red. En dan is dit ook belangrik, hierdie kennis wys vir ons op die gevare wat daar bestaan, Matteus 5 vers 29, wanneer ons met die afwesigheid van die woord in ons lewens leef, né? So Kolossense 1 vers 10 sê vir ons baie duidelik, dat ons in elke goeie werk vrug mag dra en in die kennis van God mag
groei. En dan 2 Petrus 1 vers 2 sê vir ons, hierdie kennis van God en van die Here Jesus Christus, ons Here, moet vermeerder. Die volgende punt daar onder die bullet points is, voeg ervaring by jou kennis. Ons kan ook nie net op 'n plek wees waar ons net in die teologie gaan verval nie. Dit sien ons ook baie keer, dat mense in die teologie verval en dan begin hulle allerhande goed kwytraak wat werklik waar nie van die Here is nie. Daar is niks wat ons teologie so toets vir die waarheid as ervaring nie, né? So Filippense 1 vers 9 sê, ek bid julle dit, dat julle liefde nog meer en meer oorvloedig word, in kennis en in ervaring. So ons moet ook nie net in die kennis bly nie. Die volgende punt is bid. Ons moet bid in hierdie proses van groei en ontwikkeling. En hier wil ek dit beklemtoon. Dis nie net vra vir jou daaglikse brood, vir jou behoeftes nie, maar hierdie gedeelte van gebed is baie belangrik, dat jy ook sal luister en sal hoor wat die Here vir jou sê. Vanoggend by die diens het ek vir hulle weer eens gesê, ek vra elke dag van my lewe, Heilige Gees wys my, waar fouteer ek? En as ek uitmis, Here, bring die regte boek, bring die regte lering, stuur een van my geestelike gemeentelede, die mense wat saam met my pad loop, dat hulle met my praat as ek dit dalk mis, né? Want ons het nodig om gelei en gerig te word in hierdie ontwikkelingsproses. Die volgende punt is, sit jou hulpbronne daar waar vrug gedra word, daar waar lewe is, vir groei en ontwikkeling. Jy het dalk hulpbronne in die vorm van lewende water, teen sê nou maar 1000 liter per dag per boom. Ek het geen idee hoeveel water drink 'n vrugteboom per dag nie, hoor. En nou gaan jy en jy vat hierdie x aantal liters water wat jy het, en wat jou hulpbron is, om dit vir julle te illustreer, en jy gaan spandeer dit op ander plekke en op die ou end verdroog jou eie boom. So as jy dan beperkte hulpbronne het, en ek dink van hierdie beperkte hulpbronne is een wat seker natuurlik hier uitstaan, is tyd. Ons het almal beperkte hulpbron van tyd. En jy moet 'n keuse maak, waar wil jy bedien? Of nie waar wil jy bedien nie, waar wil die Here hê jy moet bedien? En as jy jouself dan daardie vraag afvra, gaan kyk in daardie area, is daar geestelike lewe? Word daar reeds al vrug gedra? Want baie keer sal ons al ons energie insit op 'n plek waar geen geestelike lewe is nie. Maak nie saak hoeveel water en hoeveel kunsmis jy daai boom gee nie, daai mense dra net nie vrug nie. So gaan sit jou vrug daar waar lewe is. En die laaste een onder hierdie punt is, gaan leer by die wat dit reeds bemeester het, wat goed daarin is om vrug te dra. Gaan leer by hulle. Iemand het eendag gesê, pattern your life after winners, not after losers. Weet julle, baie keer gaan ons na 'n plek toe waar ons raad kry by mense. Dit word so 'n halwe pity party. Ons sit almal daar by mekaar, ons almal wat dieselfde probleem het. So, as jy graag vir 'n marathon wil gaan oefen, gaan jy definitief nie raad kry by iemand wat 'n slouch potato is nie, né? En elke dag sit hy, of ekskuus, 'n couch potato, en elke dag slouch hy soos 'n couch potato op die bank. Nee, jy gaan by iemand raad kry oor daardie marathon wat dit reeds gehardloop het. Dis so belangrik. Don't pattern your life after losers, pattern your life after winners. En dan natuurlik punt 3, groei het snoei nodig. Ek het so baie hieroor gepraat deur die reeks, maar ons moet verstaan dat die Here snoei ons altyd in die rigting van sy
beeld, sy plan, sy prentjie met jou lewe. En dis hoekom dit baie keer vir ons moeilik is, want ons het besluit, ons kyk dalk na iemand anders se lewe en ons wil ook soos hy of sy wees, en dan is ons jammer vir onsself en verbitterd, want dinge werk nie vir ons uit soos daardie ander persoon se lewe nie. So daarom moet ons weet, God snoei jou uniek in die rigting van daar waar hy jou wil hê. Die Here is met jou op pad na 'n plek toe. Hy's met jou op pad na 'n beeld toe wat hy van jou het. Dan moet ons ook weet, die Here snoei daar waar vrug gedra word, vir nog beter vrug. Hy gaan jou nie snoei aan die dooie takke nie. Dis wat die Here Jesus met die vyeboom gedoen het, né? Hy het nie vrug gedra nie, en daardie takke word afgekap, uitgekap en in die vuur gegooi. En dit is soos 'n boom in jou tuin wat goeie vrug dra. Volgende jaar gaan jy daardie boom juis met sorg groei, sodat daar nog beter vrug kan kom. En dis hoekom dit so belangrik is, dat ons nie die vrug wat ons wel dra, sal roem nie, maar 'n bewustheid sal hê, dat dit uit die Heilige Gees is, né? Want as ons op 'n plek kom, waar ons dink dit is uit onsself uit, dan voel ons dis goed genoeg, en dan is ons so bietjie verontwaardig, as die Here aan ons kom snoei. Dan die volgende punt wat ook vir my belangrik was, onnodige en oneffektiewe takke, soos ek reeds gesê het, gebruik al die hulpbronne, sodat daar niks daarvan oor is nie, en daarom is dit belangrik, dit word dan ook gesnoei. Nou in hierdie snoeiproses, hoe oorleef ons dit? Wat doen ons? Hier is die volgende paar bullet points. Eerstens, wees gehoorsaam, al kos dit jou wat. Al verstaan jy nie altyd nie, wees gehoorsaam aan die Here. Die Here kom dalk en hy sê vir jou, om iets op te gee wat vir jou kosbaar is, en jy voel, hoe kan die Here dit vir jou vra? Maar, in daai omstandighede, wees gehoorsaam. Die tweede bullet point is, stel jouself ondergeskik aan God se wil. Hierdie is belangrik. Submit. Ekskuus vir my Engels, align jouself met God se plan, met sy woord en met sy wil. Jy kan nie in jou eie rigting gaan nie, jy moet jou align met dit wat die Here mee besig is. En jy gaan dit nie kan doen sonder dat jy jou nie ondergeskik stel aan God se wil nie. Die volgende bullet point is, wees nederig. Moenie wys wees in jou oë nie. Besef God weet beter en moenie rebelleer dan nie. Daarmee saam loop die volgende punt, vertrou die proses. Soek God in sy plan en als. Soms is dit in hierdie proses, is ons op 'n oomblik in 'n plek waar niks sin maak nie. Vertrou dan op die Here. En laastens 1 Timoteus 4 vers 16 sê, volhard. Maak nie saak wat nie, volhard in hierdie proses. Lukas 8 vers 14 sê dit dan ook, sonder volharding sal ons nie vrug dra nie. En hier is ons dan nou by ons laaste skyfie, die laaste punt is, moenie vrug op die verkeerde tyd blik nie. Weet julle, soms doen ons so baie moeite, ons het soveel opgeoffer, ons het soveel gebed en bediening ingesit, en dan pluk ons die vrug op die verkeerde tyd, en ons weet mos nou almal, dat 'n vrug wat nog nie ryp is nie, maak jou siek. So moenie die vrug op die verkeerde tyd pluk nie. En leer jou boom ken. En dit is hoekom ons in hierdie verhouding moet groei. Leer die vrugte ken. Leer naderhand wanneer is die regte tyd om dit te pluk. En daarmee saam ook die regte manier om hierdie vrugte aan te wend en te gebruik. Jy weet, babas word nie gebore met selfbeheersing nie, né? Hulle leer dit aan, en so gaan ons ook ons selfbeheersing en ons geduld aanleer. Prediker 3 sê, daar is 'n tyd vir alles. So ons moenie dink ons is op 'n plek waar ons van die begin af alles perfek sal doen nie. Die Here kom en die Here gee ons die geduld om laastens ook hierdie vrug op die regte tyd te pluk. As ons dit op die regte tyd pluk en ons kan dit geniet en ons kan voeding daaruit kry, ons sien
die wonderlike getuienis en belewing, as dit voeding is vir ander mense rondom ons, dan is ons soveel meer geïnspireerd om aan te hou op hierdie pad, om vrug te dra, volgens God se ontwerp. Ek sluit dan af, en ek hoop dat hierdie reeks vir jou gedoen het, wat dit vir my gedoen het. Dit het my opnuut lief gemaak vir die Here, op 'n dieper vlak nog meer en meer, vir die Heilige Gees, 'n opgewondenheid binne in my weer eens kom wakker maak, vir wat die Here in ons doen, maar daarmee saam ook 'n groot bevryding vir my gebring. Ek wat lief is vir lering en ons wat in die bediening betrokke is en 'n bietjie in die teologie gaan studeer het, is dit so 'n groot troos om te weet, die vrug van die Gees vloei nie deur ons. Dis nie ingewikkeld nie, dis nie moeilik nie. Dis nie iets waarvoor ons perfek moet wees nie. Dis nie iets waar ons reeds in al die areas prestasie moet lewer 100% nie. Dis 'n plek van die liefde. Dis 'n plek van om gegrond te wees in die werking van die Heilige Gees en ons bewustheid dat ons in die ware wingerdstok geplant is en dat hy dan net deur ons vloei. Is dit nie wonderlik nie? Is nie ingewikkeld nie. Dis nie moeilik nie. Mag elkeen van julle meer en meer vrug dra. En as ek hier aan die einde net vir 'n oomblik kan terugverwys na die Hoogliedreeks wat ons voor hierdie gedoen het, vanuit ons tuinposisie, waar ons in 'n intieme spasie is met die drie eenheid. Mag ons vanuit daai posisie vrug dra, om die wêreld daar buite te voed, maar ook om onsself te voed, sodat ons hierdie reis en hierdie pad met die Here en tyd kan stap. Mag dit so wees vir elkeen van julle. Dankie vir die wat die reeks saam meegemaak het. Mag die Here julle opnuut nuuskierig gemaak het met hierdie reeks en geïnspireer het om nog meer te gaan leer, nog meer kennis op te doen, nog meer ervaring op te doen oor die vrug van die Gees. Ek seën jou in die naam van Jesus Christus en ek eer God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen en amen.